Dis Dieremaniere, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Ek is Elsje van Jaarsveld, saam met ons produksieregisseur Via Nel. En vandag vertel ons die storie van die hondjie Bobby, 2 leeu's, Carlos en Ivana, en 'n perd genaamd Bruce. Diere wat eens verwaarloos was, maar wat vandag so floreer, dat mense kan glo hulle was in 'n stadium op moedverlose vlakte nie. Dis die goeie werk van die Dierebeskermingsvereniging en hulle inspekteurs wat onverpoost beklei om hierdie diere uit hulle omstandighede te red. Jacques Peacock van die Nasionale Raad van Diereverenigings vertel ons vandag hoe die DBV te werk gaan om diere uit hokke en staaldrade te red. Nog 'n organisasie wat diere beskerm is die Bedreigde Natuurlewe Fonds en Matthiens Pretorius het verlede week vertel watter planne hulle beraam om te voorkom dat groot voëls teen kragdrade en windlaaiers bots en op die ou einde hulle nekke breek. Matthiens en sy span het tegnologie ingespan en met hommeltuie merkers op kragdrade geïnstalleer sodat hierdie voëls die kragdrade in die nag kan sien. En sedertdien vlieg die voëls sonder gevaar verby die kragdrade. Gaan luister gerus na die onderhoud op enige van ons digitale platforms, dis aangrypend. Maar nou is ons eers hier by Wian se dieregeleide. Kan jy raai watter dier het ons hier? En vandag se leidraad, dit is 'n baie gevaarlike dier omdat dit so onvoorspelbaar optree. Die dier is baie afhanklik van water en sal dus altyd in die omgewing van 'n waterbron aangetref word. So luister gerus tot aan die einde van vandag se program en dis wanneer Wian vir ons die regte antwoord sal gee. Jacques Peacock sluit byna by ons aan met 'n sak vol stories oor die wedervarings van die DBV. Ons gesels met Jacques Peacock in Dieremaniere en hy is by die Nasionale Raad van die Dierebeskermingsvereniging. Jacques, goeiedag en baie welkom by RSG se Dieremaniere. Goeiedag, baie dankie vir die uitnodiging. Dit is so lekker om met julle te gesels. Vandag gaan ons stories hoor van Bobby, dit is 'n diertjie wat julle gered het, en dan ook 2 leeu's, Carlos en Ivana, maar daar is so baie ander stories wat ons ook graag vandag wil vertel. Maar eerstens die DBV. Ons wat nie baie weet van die DBV nie, ons weet ten minste dis die Nasionale Dierebeskermingsvereniging en dit lyk vir ons of jy 'n befondsing kry. Hoe werk julle finansiële model of jy enigstens staatsondersteuning kry? So die Dierebeskermingsvereniging oor die algemeen kry geen staatsbefondsing in terme van die mandaat om die Dierebeskermingswet toe te pas nie. So dit is nie soos 'n staatsdepartement wat van die tesourier begroting kry wat ons kan spandeer nie. Ons maak heeltemal staat op skenkings van die publiek, mense wie vir ons spesiale geskenke in hulle boedels los wanneer hulle afsterf. So dit is heeltemal gebaseer op daai model om ons werk te kan doen. Is dit enigstens genoeg? Ek dink nie dit kan ooit genoeg wees nie. Ek dink as mens kyk na die absolute skaal van nood wat mens reg oor Suid-Afrika sien. Jy weet selfs organisasies wat dalk geskoei is op menslike welstand en dalk befondsing kry van die regering af, se befondsing is nie eers genoeg nie, jy weet. En so om te probeer oorleef en eintlik goeie werk te doen bloot van skenkings af is altyd verskriklik moeilik, jy weet, en dit is hoekom mense sê, baie mense dink dit is 'n sê ding wat hoor gekry is, dat elke bietjie help, maar dit is regtig so, jy weet, bietjie vir bietjie word bietjie baie. So ja, ek dink in 'n ideale wêreld sal mens genoeg kan hê om werklik op 'n grootskaalse manier dieremishandeling in Suid-Afrika uit te roei. Daar's nou oral takke van die DBV reg oor Suid-Afrika. Watter tipe personeel moet by elke tak teenwoordig wees? Ons weet daar's sekerlik 'n inspekteur en daar's ook mense wat hierdie diere versorg. En partykeer is daar tussen 500 en 800 diere. Dis 'n groot taak. So gee vir ons 'n idee van die personeel by 'n tak.
Daar's ons 68 takke reg oor die land. Ek weet ongelukkig, ek dink net so oor 'n dekade terug was daar 120 reg oor die land en DBV's kwyn ongelukkig as gevolg van finansiële moeilikheid. Jy weet en 'n tekort aan ondersteuning van gemeenskappe. En dit is dan regtig ook waar die personeel inkom. Baie mense mag dalk dink dat dit net vrywilligers is, maar dit is ons werk, jy weet, dit is ons 9 tot 5 soos wat mense sou noem, alhoewel dit eintlik 24 ure 'n dag is. So elke tak het ten minste een inspekteur. Dit is 'n vereiste in terme van die wet op DBV's. En dan natuurlik het jy personeel nodig afhangend van jou kapasiteit om diere te versorg. Jy het iemand nodig wat administrasie doen, wie in die ontvangs werk. Baie DBV's, jy weet, is in 'n posisie om iemand te hê, nie noodwendig 'n veearts nie, maar wat hulle noem 'n animal health technician wat kan help met inentings ensovoorts. So jy weet, oor die 68 DBV's is dit 'n groot werksmag as mens dit so kan noem, maar jy weet, as jy kyk op 'n mikrovlak per DBV, dink ek nie daar kan ooit genoeg hande wees nie. Nou baie keer kom die diere by julle aan in 'n haglike toestand en dit is regtig 'n kwessie van lewe of dood en dan is daar sekerlik 'n veearts betrokke. So hoe werk die ooreenkoms met 'n veearts om hierdie diere te versorg? Die veeartskoste is baie hoog en iemand moet dit dra. Absoluut. En jy weet die DBV is die enigste dierewelsynsorganisasie in die land wat ingevolge die wet 'n oop toelatingsbeleid het. So ons mag nie enige dier wegwys nie. Ons kan nie sê ons hokke is nou vol, gaan asseblief iewers anders heen nie. Ons moet alle diere inneem en soos jy sê, dit het dan kostes. Baie veeartse is baie goedgesind teenoor die DBV en dierewelsyn oor die algemeen en mag dalk 'n verminderde fooi vra, maar natuurlik jy weet, moet hulle ook hulle kostes kan dek. So mens werk maar basies, die diere wat jy in jou sorg het, is soos iemand se troeteldiere by hulle huis. Mens moet vir die veearts betaal, jy moet betaal vir die inentings, die ontwurming, as daar enige spesiale versorging is wat hulle nodig het, kom ons sê die diertjie is dalk siek of het 'n operasie nodig, moet dit betaal word en dit kom uit die DBV se rekening uit. Jo, goed, en julle moet alles dek. Dit moet astronomies wees. So vertel vir ons, hoe kom 'n dier by julle uit? Gewoonlik is daar soveel diere, ons praat nou ook van troeteldiere, maar julle doen plaasdiere, julle kyk na plaasdiere, julle kyk ook na wilde diere. Is dit mense wat aanmeld, hier is 'n dier, of is daar ook inspekteurs wat sien hier's 'n dier in nood? Is dit maar die gemeenskap wat na julle toe kom? Op 'n daaglikse basis is dit mense wat ons kontak en sê hulle kan ongelukkig nie meer na hulle troeteldiere kyk nie of hulle wil nie meer hulle troeteldiere hê nie. Dit is ook diere wat op straat is wat dalk jy weet by die hek uitgekom het wat ingeneem word en dan ook natuurlik in terme van die dierebeskermingswet waar 'n dier of diere uit situasies weggeneem word en daar dan 'n vervolging ingestel word en dit is regtig waarop ons probeer goed werk in terme van proaktiewe werk. So jy wag nie net tot die telefoon lui dat iemand vir jou 'n klag te gee nie. Die inspekteur is in die gemeenskap en hulle doen proaktiewe inspeksies en waar daar dan 'n nood is, kan die dier dan verwyder word ingevolge die wet. En dan soos ek gesê het natuurlik almal weet as hulle nie meer na hulle diere kan kyk nie, is die DBV altyd daar met 'n oop deur. Is dit van die grootste redes hoekom 'n dier by julle beland, is finansiële redes van mense? Ek dink dit is een van die grootste faktore wat mens sien baie keer as mens 'n dier toelaat, probeer jy maar agtergrond kry veral om te help om die dier weer, jy weet, om vir hulle weer dan 'n nuwe huis te kry. As jy 'n bietjie agtergrond het, help dit baie en dit gaan tog tot 'n mate, jy weet, op mense wie nie meer daai spesifieke troeteldier kan bekostig nie of daar was 'n geteelery dalk met die buuresond of iewers daar is daar kleintjies en die mense kan nie die kleintjies bekostig nie, of jy weet dit is die hond het dalk aggressief begin raak met die kinders want hy is dalk nie gesteriliseer nie en die mense raak sien weer agterig om die hond by die huis te hou. Dalk katjies wat iemand in 'n boks opgetel het in 'n veld of langs die straat. So ek jy weet daar's oneindig baie redes, maar jy weet veral van die COVID-19 pandemie af sou mens sien dat baie mense kostes begin sny en jy weet hoe erg dit ook al is
is dit eintlik goed dat die mense dan ten minste die diere na die DBV toe bring en nie iewers langs die pad aflaai of die kaartjies in 'n boks sit nie. Want daarom weet mense hulle sal versorg word en na gekyk kan word. Ja, is absoluut so. As jy weet jy kan regtig nie na hierdie dier omsien, daar's dalk iemand anders wat na die dier kan omsien. Maar gestel jy kry dan 'n klag van die gemeenskap, hoe werk daai prosedure? Ek dink ons is baie bevoordeel. Ons het 'n uitspraak in die Hooggeregshof wat sê dat enige iemand wie die DBV kontak met 'n klagte bly anoniem. En ek dink dit is een van die groot bekommernisse van mense wie die DBV kontak is. Ek wil nie my buurman moet weet dit was ek nie. En ons kan vir mense daai gerusstelling en versekering bied dat jy sal anoniem bly. En in terme van ons wet moet daai klagte dan binne 24 uur na gekyk word of onmiddellik indien dit 'n nood is of die dier in sulke omstandighede is dat dit dadelike aksie vereis. En dan ook in terme van die wet binne 7 dae moet die inspekteur vir die persoon wie gekla het terugvoer gee oor die uitkoms van die klagte. En dit is of dan in baie situasies is dit 'n situasie waar mens die eienaar van die dier daar kan help. Mens kan bietjie touwys maak, mens kan sê doen eerder dit of kom ons doen dit of kom ons help met skuiling of doen dit vir water en dit los die probleem op. Mens kan 'n waarskuwing gee om die persoon in lyn met die wet probeer kry en dan in omstandighede waar daar werklik nie verandering is nie of waar mens kan sien dat die mishandeling absoluut doelbewus was, kan mens dan 'n lasbrief kry om die diere te verwyder en dan kan mens vervolging instel. Nou so ook het die gemeenskap julle bewus gemaak van Bobby. Nou Bobby was eintlik 'n ster op sosiale media en ook sy eienaar, daar was 'n smaakmaker in die agtergrond was Bobby daar en mense het dit onder julle aandag gebring. Vertel ons die storie van Bobby. Ja, ons het gesit by die kantoor en my kollega het ingehardloop gekom en sê daar's 'n plasing op Twitter of terwyl nou X wat heeltemal opblaas en dit was van hierdie heeltemal verwaarlose regtig brandmaar hondjie wat agter in die video sit in 'n erf waar 'n smaakmaker dans op musiek. En die Twitter of die soos ander mense dit sê die netizens het haar toe gedoop as Bobby en ons het toe te werk gegaan om haar te probeer opspoor wat verskriklik moeilik is, as mens kyk na die inligting wat beskikbaar is wat regtig nie baie is nie. Maar ons het dit toe reg gekry en sy is uiteindelik in die sorg van die DBV geplaas. En die eienaar is toe vervolg en het intussen vir die eerste keer in die hof verskyn. Bobby is intussen aangeneem en sy is letterlik spekvet en gesond. Ons kry gereeld foto's waar sy langs die swembad in die son lê of op die bed en op die bank en saam met haar ander maats by die huis speel. So ek dink dit is regtig 'n 180 grade omkeer van die lewe wat sy gehad het. Maar dit was baie deursettingsvermoë, uithou vermoë van mense om dit werklik gedoen te kry, want mens kan ook maar net los en sê, ons het nou alles gedoen wat ons kon, ons kry nie vir Bobby nie. Absoluut, en ek dink wat so spesiaal was, is dat sy veral op X, oftewel Twitter, het sy amper half 'n beeld geword van diere in Suid-Afrika wat ly. So ons sou ons plasings gekry het van mense wat sê hierso is nog 'n Bobby van 'n video wat hulle 'n hond of 'n kat of wat ook al dier gekry het wat hulle sien verwaarloos is. En dit is soos jy sê inderdaad moeilik. Hoe kry mens met sulke min inligting die persoon, maar tot dusver was ons baie suksesvol. Dit verg ure se fyn deurkom van videomateriaal, maar sodra mense 'n karregistrasienommer kan kry of dalk die naam van 'n kafee in die agtergrond, dalk het die smaakmaker op haar profiel voorheen 'n plasing gehad voor 'n huis met 'n huisnommer en iewers anderste 'n straatnaam en so span ons dan nou die net nouer totdat ons die dier kan help. Jean, dit klink vir my so speurwerk. Absoluut, en dit is, ons inspekteurs is ingevolge die wet polisiebeamptes, en dit is heeltemal ons nommer 1 doel is wetstoepassing en om seker te maak dat wanneer die wet oortree word, dat daar aksie geneem kan word. So gepraat van die inspekteurs, is dit hulle kwalifikasie, is hulle polisiebeamptes met 'n baie sterk belangstelling in diere?
Ja, wel jy word bemagtig onder die dierebeskermingswet. Sodra jy aangestel word by 'n DBV, het jy 'n proeftydperk van 6 maande en dan kom jy op 'n verskriklike lekker kursus hierso by die nasionale DBV waar ons vir 2 weke deur teorie werk en praat oor die wet en praat oor hoe om verskillende inspeksies te doen, van 'n hoenderboerdery tot 'n leeuplase inspeksie. En dan het jy 'n hele reeks praktiese take wat jy doen en jy stel 'n portefeulje saam en op die einde van die dag kry jy jou sertifikaat as inspekteur en jou dorp se landdros bemagtig jou dan ingevolge die dierebeskermingswet as 'n inspekteur en sodoende kry jy dan die funksies en die magte van 'n polisiebeampte in daai hoedanigheid. Baie interessant. En ek dink dit is natuurlik 'n baie vervullende werk vir hierdie beamptes as hulle diere kan red. Ja, en ek dink dit is die moeilike ding. Jy weet, almal, ten minste wie ek ken en wie ek al teëgekom het op die kursusse ook, is mense wie is omdat hulle regtig lief is en omgee vir diere. En dit is dan net so hartverskeurend om aan 'n saak te werk waar jy weet 'n dier dalk ly of verwaarloos is. En jy weet baie keer kry mens dit nie reg nie. Dit almal is nie bobbies nie. So mens kry dit nie reg om die persoon op te spoor nie. En as mens so gesels in die kantoor, is dit amper half, jy weet, mens moet dan met daai gedagte gaan slaap. Met daai ding wat jou pla van ek kon nog nie hierdie persoon opspoor of hierdie dier red nie. En dit eet nogal aan 'n mens. Kon jy al agterkom hoekom mense diere verwaarloos? Wat gebeur? Hoekom doen mense dit? Ek dink dit is amper half asof dit op 'n spektrum is. Baie keer sprei dit uit onkunde. Jy weet, dit is omdat iemand dalk nie weet, byvoorbeeld as jy kyk na skuiling, wat is die vereistes vir skuiling vir 'n dier nie, of hoekom dit nie goed vir 'n dier is om op 'n ketting te wees nie. En dit is, jy weet, dalk maar ook die persoon het so geleer toe hulle groot geword het en nou doen hulle dieselfde, maar aan die ander kant van die spektrum kan dit heeltemal wees as gevolg van, jy weet, bloot net om breed te wees. Ek bedoel, mens het sake waar onlangs was daar 'n video waar ons 'n man soek, 'n rot het iets geëet in sy huis en hy het toe die rot in 'n lokval gevang en hy gooi dan warm water, kookwater oor die rot. Ek bedoel, dit is net heeltemal onnodig en breed. En dan baie keer spruit dieremishandeling ook uit geld maak uit. Jy weet, as jy kyk na die bedryf van leeuteelery, baie mense sê ook 'n leeu is meer werd dood as lewendig, want dit is die beendere, jy weet, wat mens wil hê. So dit maak nie noodwendig saak of die leeu brandmaar is nie, want jy kry nie noodwendig geld vir hom as hy in 'n goeie kondisie is nie. Jy kry geld vir die beendere. So dis hoekom ons ook al altyd gesê het, jy weet, waar daar geld is daar dieremishandeling. So ek dink oor die algemeen beweeg dit maar op so 'n spektrum. Is julle ook betrokke by mense wat smokkelary pleeg? Daar is baie organisasies wat renosterhoring, stropery en daai dinge bekamp. Is julle op enige vlak betrokke met dit? Ek dink dit is, jy weet, outomaties amper half ingeweef in die werk wat ons doen. Veral as mens kyk na wilde diere, jy weet, is daar ongetwyfeld baie keer 'n element van die smokkelary of jy weet, dinge wat onder die tafel gedoen word wat mens kan agterkom sodra jy 'n inspeksie op die welsyn van die diere doen. Ons het ook 'n spesiale projekte eenheid en hulle kyk onder andere na diere wat oor ons grense gaan. Jy weet, so hulle doen inspeksies op die trokke wat jy sal sien wat diere dalk na 'n buurland toe vat. Hulle doen elke dag inspeksie by die OR Tambo lughawe vir diere wat met vliegtuig die land uitgaan, of dit nou wilde diere is, papegaaie of wat ook al dit mag wees. En baie keer in sulke gevalle is jy dalk daar om 'n welsynsinspeksie te doen en dan kom jy agter hierso is iets groot fout, het sy met die papierwerk of wat ook al dit mag wees. Wilde diere wat julle ook al gered het, 2 leeu's. Nou weet ek nie hoe red mens 2 leeu's nie, maar vertel ons die storie van Carlos en Ivana. Ja, dit was, jy weet,
ook snaaks genoeg die produk van 'n inspeksie op 'n leeuplaas en ek noem dit nogal doelbewus 'n leeuplaas want leeu's word in so 'n wyse kommersieel mee geboer. Dit is 'n boerdery en daar was 'n neurologiese probleem met hulle, soveel so dat hulle heeltemal van balans af was, gesukkel het om te loop en daar was nie veeartsenykundige sorggebied nie. Hulle is toe in terme die wet gekonfiskeer en hulle is na een van ons geakkrediteerde fasiliteite toegevat, Panthera Africa, en onder die leiding van Dr. Pieter Caldwell, wie absolute kenner is met groot katte, is hulle toe weer na gesondheid gebring en hulle floreer vandag. Hulle is nou al groot leeu's, nie meer welpies nie, maar dit is verskriklik oulik om te sien hoe hulle deur hierdie saamgekom het en die absolute liefde wat hulle vir mekaar ook het. Ja, dis merkwaardig. Nou jy sê hulle het neurologiese probleme gehad, was dit weens verwaarlosing? Van wat ons weet, mag dit dalk gekom het van 'n element van die teelery, maar die wet vereis dan dat jy veeartsenykundige sorg moet bied. As jy kan sien die diere is in 'n toestand waar hulle nie normaal kan funksioneer nie, moet daar veeartsenykundige sorg ontbied word. Hulle is so van geboorte af en dit is maar die toestand waarin hulle gelaat is. Goed, maar vandag het hulle 'n wonderlike lewe waar ook al hulle dan nou is, soos jy ons nou vertel het. En Bruce, 'n perd wat jy gered het van die weermag. Nou, dit is eintlik baie sleg om te hoor is van die weermag, is ook 'n staatsinstelling en dit moes 'n moeilike proses gewees het om met 'n ander afdeling ook van die staat te onderhandel. Absoluut. Dit was die weermag het perde en die perde is in Potchefstroom gekry, absoluut heeltemal verwaarloos. As mens na die foto's kyk, kan jy letterlik hulle heupbene sien en dit was al in 2018 gewees. En ons het toe laas jaar uiteindelik die nuus gekry, eintlik laas jaar hierdie tyd omtrent, dat na 7 jaar gaan die saak nou vervolg word en dit was eintlik so oulik. Ek het geweet dat die perde het toe nou nuwe huise gekry en hulle is gerehabiliteer, maar na 7 jaar onthou mens nie meer so lekker wie is waarheen en wat is wie se perd se naam nou en so nie. En ons het toe 'n plasing op sosiale media gesit wat vra vir USB stokkies om ons te help met ons bewysstukke. En daar toe aflewering by die kantoor aangekom met die USB stokkies met 'n foto van 'n breinperd. En dit is Bruce en dit is sy eienaar het hom aangeneem as een van die weermag se perde nadat ons hulle weggevat het en sy het toe die foto opgesit waar hy in 'n veld met verskriklike lekker lang gras loop en hy is letterlik perdfris en gesond en dit was net so 'n wonderlike herinnering van hoekom ons doen wat ons doen. Maar julle werk is geweldig uiteenlopend. Vroeër in hierdie reeks van dieremaniere het ons juist gepraat oor die gebruik van diere in films. Nou dit klink vir my hulle word baie goed versorg tydens die verfilming en die kykers hou baie van 'n troeteldier of selfs net 'n dier wat 'n goeie rol speel en 'n groot rol speel in die hele geselskap van die film en die storie en die draaiboek. Hoe werk so 'n proses? Want ons het gesels met vervaardigers en hulle het nogal genoem 'n DBV-beampte was die hele tyd van die verfilming teenwoordig. Hulle het nie daai hond alleen gelos nie. Dit is dalk vir mense 'n verrassing, maar daar's ook wetgewing in sulke tipe goed. Dit is dieselfde wetgewing wat byvoorbeeld kyk na honde wat vir sekuriteitsdoeleindes gebruik word of enige honde wat op 'n manier soos wat die wetgewing daarvan praat uitgestal sal word as mens aan so iets kan dink. En dan vereis die wetgewing ook dat daar iemand is wie na die welsyn van die diere moet kyk. En dit is dan daai inspekteur se werk. Hulle is heeltyd besorg oor die welstand van daai dier en seker te maak dat daar niks is wat die welstand van die dier kan beïnvloed in so 'n situasie. Ek dink die luisteraars kan dink
daar's verskriklik baie bewegende dele en parte en masjinerie en mense in so 'n besige opset en dit is dan om seker te maak dat die dier se welstand altyd die belangrikste faktor is. Gesels met my oor 'n sirkus. Hoe werk die dierebeskermingsvereniging saam met 'n sirkus? Ons sien baie olifante, leeu's, luiperds, ape in 'n sirkus. Hoe hulle daardie diere oplei, weet mens ook nie, maar mens weet dat 'n dier nie hoort in so 'n klein area nie. Ja, kyk dit is 'n sensitiewe saak. Ons het al ook litigasie gehad teen 'n vorige sirkus wie nie meer die land in is nie. Daar is tans net een sirkus wat diere het oor in die land. Gelukkig is daar nie meer olifante nie, maar daar is leeu's en jy weet dit is 'n nimmer eindige stryd en in terme van DBV se beleid en ons amper half geloofsisteem is ons gekant teen sirkusse. Ons glo net nie dat mens op enige manier vir daai diere die stimulasie en die omstandighede kan gee om hulle natuurlike gedrag uit te beeld nie. Maar ons werk dan ook in terme van die limite van die wet. Jy weet die wet het sekere vereistes en as daai minimum vereistes aan voldoen word dit dan daar gelaat. Maar jy weet op 'n etiese perspektief is dit nie altyd, jy weet, of nooit in die dier se beste belang nie. En weet as mens net dink 'n sirkus wat rondreis, die diere word in trokke vervoer en daar waar die sirkus dan staan, word die diere gehou in klein kampe en hulle word dan onder baie helder ligte en harde musiek moet hulle dan toertjies doen of wat ook al dit is wat hulle geneer word. En jy weet baie keer dink mens nie daaraan nie totdat jy daarvan bewus gemaak word en ek sal regtig die luisteraars aanmoedig om daaraan te dink. As jy sien die sirkusse in die dorp, dink net bietjie maar waar is die diere nou? Wat doen die diere nou? Sit hulle in 'n kampie? Hoe ver het hulle gereis om hier te kom in 'n trok? Hoe hard is die musiek waaronder hulle vanaand moet optree ensovoorts. Ja. Jy praat baie van die wet en dit klink of die wet baie vereistes het en daarmee diere beskerm op verskeie vlakke. So is Suid-Afrika se wet genoegsaam om ons diere te beskerm? Ek dink, jy weet dit is 'n ou stuk wetgewing van 1962 en ek dink nog steeds, jy weet ons doen opleiding met aanklaers sowel as die Suid-Afrikaanse Polisiediens en ons kry baie keer daardie vraag. Maar ek dink wel dat baie lande is eintlik jaloers op die vlak van beskerming wat ons wet het en dan ook die magte wat dit vir die DBV kan gee om diere weg te neem uit situasies uit. En ek dink as jy die wet lees en op so 'n manier interpreteer, is daar niks wat nie gedek word nie. Dit beteken wel nie dat daar nie tekortkominge is nie en dit is waar dit dan amper half kom op 'n etiese lyn. Is ons tevrede met die minimum standaard of moet die wet 'n etiese standpunt inneem oor byvoorbeeld diere in sirkusse of om met leeu's te boer? Of is ons tevrede daarmee dat 'n dier moet kos hê, water hê, skuiling hê, veeartsenykundige sorg moet kry wanneer hulle dit moet kry ensovoorts. En ek dink dit is die moeilike onderskeid om te tref. Baie keer dan ondersteun mens nou dalk 'n leeukamp of 'n sirkus en mens weet nie noodwendig wat die dier moet deurgaan nie of dat dit eintlik maar 'n mate van mishandeling is. Wat kan jy vandag vir die luisteraars sê waar dit nie natuurlik is vir die diere om te wees nie, wat nie noodwendig vir ons alledaags is nie, as jy ons bewus kan maak van sekere sake? Ja, ek dink dit kom daarop neer in enige situasie, dink 2 keer en dink versigtig. Jy weet, ons het ook hulpbronne op ons webtuiste wat luisteraars kan gaan naslaan oor byvoorbeeld wat mense noem die cat petting of lion walking, of as mens dink na byvoorbeeld iets soos sirkusse, of mense wie slange bring na 'n kleuterskool toe of wat ook al die geval is. Jy weet, in so 'n situasie soos wat jy sê, waar die dier nie in hulle natuurlike habitat is nie, moet mens altyd vra. En ons het ook 'n
baie lekker hulpbron op ons webtuise. Dit is deur die South African Tourism Services Association opgestel en dit is basies riglyne vir etiese wildinteraksies. Dit word genoem die SATSA Human-Animal Interactions en dit is ook baie lekker. Ons het ook 'n paar geakkrediteerde fasiliteite. As iemand spesifiek nou 'n organisasie wat met leeu's werk wil ondersteun, kan hulle gaan kyk maar watter fasiliteite is geakkrediteer deur die NDBV. Dit is 'n verskriklike streng proses waar ons seker maak dat die diere se beste belange ten alle tye die eerste konsiderasie is. Nou ons praat nou so baie oor hoe die diere gered word, waar die diere gered word en dit klink vir my of dit 'n baie groot deel is van julle taak. Maar nou moet baie van daai diere gerehabiliteer word en weer huise kry. Hoe werk daai proses om daai dier weer gesond te kry, weer aangepas te kry in 'n ander omgewing? Ja, ek dink dit is baie harde werk en baie geduld. Jy weet, as mens kyk na wat mense oor die algemeen assosieer met die DBV, honde en katte, jy weet, die eerste faktor waarna mens altyd kyk en wat die prioriteit bly is die welstand van daai dier. So is dit in die eerste plek verantwoordelik en in die tweede plek in die beste belange van die dier om vir hulle 'n huis te probeer kry, want hulle gaan vir 'n onbepaalde hoeveelheid tyd in 'n hok moet wees van 3 meter by 1.5 meter. So is hulle gemaklik in die hok of het hulle stereotypiese gedrag, byt hulle aan die hek van die hok of probeer hulle stert byt of krap hulle aan die mure en dan weet jy regtig dat dit is nie noodwendig in die dier se beste belang om hulle in 'n hok te hou bloot om 'n huis te probeer kry nie. Baie keer, jy weet, is dit dat 'n dier nie gemaklik is met kinders nie of dalk nie met mans nie of wat ook al die geval mag wees en dit is waar die geskiedenis wanneer mense dier inneem baie belangrik is en mens probeer dan kyk om 'n huis te kry wat daai geskiedenis in ag neem. So mense sal dan dalk nie die dier in 'n huis plaas waar daar klein kinders is nie en dit is natuurlik vir die kinders maar ook sowel as vir die dier se veiligheid. Want jy weet, as mens amper half onverantwoordelik huis toe stuur, is die kans so dat daai dier dan oor 'n paar weke weer by die DBV is. As mens kyk na wilde diere, jy weet, is die doel dat hulle, die woord wat ons dit noem is 'n heiligdom. Hulle gaan om die res van hulle lewe in so 'n natuurlik as moontlike manier uit te leef. En dit is regtig waar ons geakkrediteerde fasiliteite inkom en hulle gaan dan van die rehabilitasie tot die uiteinde in die heiligdom waar die diere in gemak en met absolute vrede wil ek amper of sê die res van hulle lewe kan uitleef in 'n natuurlike wyse. Nou wat word van 'n dier as jy sien dat hierdie dier nie in 'n hok kan wees nie? Dit gaan ook nie goed wees om die dier na 'n nuwe eienaar te stuur nie. Wat word van die dier? Ek dink jy weet die sad realiteit as mense dit kan noem is dat die diere ongelukkig uitgesit moet word. En in terme van ons beleid is die DBV heeltemal gekant teen die uitsit van gesonde diere, maar ons moet ook realisties wees dat in Suid-Afrika is daar 'n oorbevolkingskrisis spesifiek in terme van honde en katte in Suid-Afrika. Daar is net noodwendig te veel diere en te min huise. En op die einde van die dag is dit dan die DBV wat daardie besluit moet maak. Jy weet, soos wat ek vroeër genoem het, ons het nie die keuse om te sê, okay, ons hokke is nou vol, die DBV is nou toe nie. Ingevolge die wet mag ons geen dier weier nie. So, jy weet, as mens dalk sien dat daar diere is wie regtig sukkel, dan begin jy jouself afvra, maar is dit dan nou nie dalk wreed om die dier op so 'n wyse in te hok en mens kan sien, hulle doen nie wel onder die omstandighede nie, en dan die besluit te maak om hulle uit te sit, wat werklik 'n pynlose prosedure is, en dan, jy weet, is daar dalk ander dier vir wie daar 'n tweede kans is en vir wie mense huis kan kry. Ja, moeilike besluit, nee, maar so nodig. Nou is daar baie keer aksies en fondsinsamelings wat sekere takke doen. Jy kan na die hondjie kom was of jy kan met die hondjie kom stap. Is daai tipe aktiwiteite vir julle baie belangrik? Help dit die DBV? Absoluut. En iets waarna ek mense baie graag herinner is dat jou plaaslike DBV
dit is 'n gemeenskapsprojek. Jy weet die komitee wat die DBV bestuur wat baie soortgelyk werk aan die beheerliggaam van 'n skool is gemeenskapslede wat aan die hoof staan van die plaaslike DBV. En dit is werklik die gemeenskap se DBV. So ek moedig mense aan om, jy weet, gaan na jou plaaslike DBV toe. As jy 'n paar jaar laas daar was of dalk nog glad nie daar was nie, gaan loer net in, kyk hoe gaan dit daar. Dalk is daar ietsie by die huis wat hulle in die tweedehandse winkel kan verkoop, of dalk is jy 'n ywerige leser en hulle kan van jou tweedehandse boeke verkoop. Jy weet, as mens sien die DBV verkoop boeke of draai geskenke toe by die plaaslike winkel, ondersteun hulle, jy weet, want dit is regtig die vangnet vir diere in die gemeenskap. En as mens moet kyk die effek wat dit op die algehele gemeenskap gaan hê as daar nie 'n DBV is nie, is astronomies. Nou baie keer is mense in stede en hulle kan nie noodwendig 'n troeteldier aanneem nie, maar op hierdie manier kan hulle wel die DBV help. En is daar 'n manier ook vir mense om kontak dalk met 'n dier te hê, alhoewel hulle nie die dier kan aanneem nie, maar dalk op 'n gereelde grondslag gaan kuier? Ja, absoluut. En ek dink baie DBV's, as mens kyk, Kloof DBV het 'n verskriklike lekker eiendom. Baie DBV's het staproetes op die perseel of oefenkampe waar mense heen kan gaan, en ook 'n ding wat baie algemeen is onder DBV's is dat jy die skenker kan wees van 'n hok. So op 'n maandelikse basis maak jy 'n finansiële bydrae en dit versorg dan die dier wat op daardie stadium in daardie hok is. 'n oulike ding wat mense ook geniet om te doen is om vir die katte te gaan lees. Jy weet, dit is ontspannend vir jou, dit is ontspannend vir hulle ook. So doen dit gerus, jy weet, gaan loer in, en al kan jy nie heeltemal betrokke raak by die DBV nie, 'n uur op 'n Saterdag, dink ek, beteken vir die DBV en vir die diere verskriklik baie. Goed, so jy kan gaan stap saam met die hond en jy kan gaan lees vir die kat. Absoluut. Dis nou dinge waarvan ek nou glad nie geweet het nie, maar baie dankie dat jy ons daarvan bewus maak. Net gou so amper ten slotte, daar is nou maar mense wat meer skrikkerig is om 'n dier aan te neem as om 'n dier groot te maak van kleins af. Wat sal jy vir so 'n persoon sê? Dit gaan oor die feit dat 'n dier gaan jou eendag verras. Ek het my ouers amper half gestrangarm om 'n 4-jarige hondjie by die DBV aan te neem, en jy weet, hulle is heeltemal verlief en versot op die hondjie. Jy weet, ja, mens ken nie noodwendig die geskiedenis nie, maar ek glo vas dat sodra jy voor daai spesifieke hond of kat staan, sal jy weet dit is die ene wie jy graag wil aanneem. Dit is net iets van hulle persoonlikhede wat jou hartsnare dokkel, en dan gaan jy heeltemal hals oor kop verlief wees. So ja, vat die kans, gaan kyk by die DBV, en jy weet, die DBV se personeel is ook daar om mense te lei as mens enige vrae het. Ons kry baie vrae om te sê, ek wil 'n dier aanneem, maar ek weet nie wat het 'n hond nodig nie, en so gee ons leiding, jy weet, totdat die persoon gemaklik is om dan 'n dier aan te neem. Ag, wonderlik. Jacques, baie dankie vir hierdie gesprek vandag op Dieremaniere. Ons het soveel meer geleer van die DBV, en ook dat julle nie 'n volwaardige staatsinstelling is nie, maar wel 'n statutêre liggaam. Is ek reg? Dit is presies die korrekte term. Het julle enige kontak met internasionale organisasies wat ook soos die DBV 'n wet het in die land? Ja, ons het baie nou bande met Animals Australia in Australië. Ons werk veral met hulle oor die verskeping van lewende diere, en dan, jy weet, amper half ons suster DBV soos in Engeland, as ook in Amerika, Nieu-Seeland, baie sterk. En dit is altyd lekker om ook te sien hoe verskillende dinge op verskillende maniere gedoen word. As jy kyk na ons buurlande ook, Namibië se wet is baie dieselfde as ons in, maar hulle het een inspekteur wie die hele land dek. En in so 'n manier kan mens dalk met 'n moeilike saak vir hulle help met raad, en so voorts. En dit is altyd vir ons baie lekker. Jean, baie dankie vir jou betrokkenheid vandag by Dieremaniere, ook die werk wat julle doen. Baie dankie vir julle ondersteuning. Ons kan nie genoeg dankie sê vir hierdie mense se werk om ons diere veilig te hou nie.
Gaan kyk gerus ook op hulle webtuiste hoe jy betrokke kan raak. Besoek www.nspca.co.za. Wian, nou is ons terug by jou vir vandag se dieregeluid. Net gou weer. Wian, watter dier het ons hier? Vandag se dier is 'n buffel. Buffels is baie gevaarlik omdat hulle gedrag so onvoorspelbaar is en hulle baie afhanklik van water is. Mense sal hulle bykans altyd in die omgewing van 'n waterbron aantref. Dankie Wian, dis nou baie interessant. Dit is dan waar ons vandag moet haltroep. Dankie vir jou omgee vir ons diere en waar ook al jy 'n verskil maak in 'n dier se lewe. Ek is Elsje van Jaarsveld en ek groet ook namens ons produksieregisseur Wianel tot ons volgende week weer gesels. Tot dan, totsiens en geniet jou diertjie.